Baie welkom by nog 'n episode van In en om tuinroete en ek nooi julle in die huisin van Izet Pool of soos wat sy op haar voice note sê, Izet Pool. Baie welkom by ons. Baie dankie. Dit is my voorreg om hier te wees. Nou kyk, julle sal agterkom, ek en Izet, ons sukkel om nie aan die lag te gaan hier. So ons probeer regtig onsself inhou. Want dit wil vir my voorkom asof wanneer ek en sy saam kuier, gegin en lag en gaan ons te kere die hele tyd. En dit is nou voor die kamera ook. Maar die rede hoekom is sy is een van die mees spektakulairste toerist gidse. Ja, Het ek dit nou reg gesê? toeristigids. Toeristigids. Ja. Maar jy sien, toe ek geswat het vir 'n toergids daai tyd, het ons gesê dis 'n toergids, jy word 'n toergids. Maar jy sê die nuwe term is toeristigids. Ja, 'n toergids is eintlik 'n boek. Dit is baie waar. So Maar jy's meer as net 'n toeristigids. Jy's 'n nee, ek is 'n toeroperateur. toeroperateur. Daar's die Ja. ander woord. So jy Ja. tackle al twee. Ja. Nou, ons gaan 'n bietjie met haar kuier. Sy is die eienares van Izet's Exclusive Tours. En ek gaan julle nou vertel hoekom is dit belangrik dat ons nou met haar moet kuier. break it down. Vertel vir my 'n bietjie, julle doen toere, waar doen julle oralste toere? Ek doen toere dwars oor die land. Dan ook na Namibië en Botswana. En jy het onlangs Eswatini, Eswatini, ek wat is ook 'n Swaziland was. wat Swaziland was. Ja. En dan doen ek ook baie graag toere na Malawi. Mm. Dan was ek net ook in die verlede baie toere na die buiteland gedoen. Mm. Maar op hierdie stadium konsentreer ek so 'n bietjie meer nou op Suid-Afrika. Kom ons begin net op 'n punt eers. Van waar af kom jy? Waar is jy gebore? Waar het jy groot geword? Ek is op Hermanus gebore. Yes. Die eerste 7 jaar van my lewe daar gebly, daar begin skool gaan en toe's my pa verplaas Ceres toe. Mm. En dit is nou maar waar ek eintlik al die jare gebly het totdat ek universiteit toe is. Ja, en my ouers het toe later jare Durbanville toe getrek, eintlik na die aardbewing. Ja, wat in Tulbagh was. En op Ceres. En op Ceres gewees. Ja, Ja. kan jy dit glo? 'n Aardbewing in daai area. Jou ma en pa was redelik indrukwekkend geweest. Wat het jou pa gedoen vir 'n lewe? My pa het vir die Shell-maatskappy gewerk. Shell. Dis nou Shell soos die internasionale Shell, ja. Okay. En my ma was 'n boekhouer. Mhm. En my bynaam op skool, toe ons moes deur die doopproses gaan, was Super Shell. Super. Super Shell. Ja, tog. Die dinge wat 'n mens daarom nie deur. Ja. Maar jou ouers was ook baie lief geweest daarvoor om te toer en jou pa het geglo aan die ding van jy toer nie die res van die wêreld voordat jy nie jou eie land Dit getoer is het korrek. nie. Papa was baie lief vir reis en elke vakansie het hy altyd iets interessants vir ons beplan en dan het ons rondgery en daar het maar 'n liefde ontstaan vir reis. In En- plek te sien. Ja. Jy het eintlik maatskaplik geswat, Ek was 'n maatskaplike werker. Ek het dit vir 20 jaar gedoen. maar ook nie net 'n normale maatskaplike werk nie. Nee, ek het gespesialiseer in bejaardesorg. Daai jare was dit bejaardesorg. Omdat ek baie graag met ouer mense wou werk. Dit was vir my baie lekker. En tot vandag toe nog, ja. Ja. En toe het jy ook deel geword, dis nie die weermag nie. Ek was in die Suid-Afrikaanse weermag. Okay. Dit was 'n baie interessante tyd van my lewe en dit was 'n wonderlike loopbaan. En my kantoor was in die kasteel in Kaapstad. So dit is nogal vir my baie spesiale plek en ja, dit was vir my 10 wonderlike jare. Maar jou kantoor was nie in die dungeon waar al die ketTINGs is Nee. en goeders en jy Nee, was daar daar. het ons die jong offisiere gaan toesluit om hulle in te lyf. En te lyf sê jy, né? Ag, wat 'n lekker tyd, né? Ja. Maar dit is Ja. ook toe nou daar wat jou toere regtig maar begin het. Ja, my toere het aanvanklik begin nadat die geneesheer-generaal daai tyd vir my gevra het om
die militêre veterane op te soek en dan vir hulle te help om klubs te vorm. En in die klubs moes daar dan nou allerlei aktiwiteite aangebied word, onder andere uitstappies. Nou die uitstappies het toe nou begin met dag-uitstappies en toe later naweek-uitstappies. En toe sê hulle eendag vir my gesê, maar jy moet dan nou vir ons weeklange uitstappies reël. En toe, dis toe nou waar die hele ding nou eintlik begin het. En toe het julle begin toer en goed. Toe ons begin toer en toe is ons nou later buiteland toe. En oralste verskillende dele van die wêreld. Waar oralste in die wêreld was jy al? Sjoe. Okay, wag, dit was net die verkeerde vraag gewees. Ek was seker in so om en by 50 lande. Jog. So jy het hom nou al goed deurgetoer. Ek het hom nog goed deurgetoer. Maar jy was ook in die hoe sê dit nou in Afrikaans? In die hospitality industry. Ja, ek het vir 10 jaar het ek toe op 'n stadium toe van die buiteland af terugkom, is my swaar baie skielik oorlede. En hy en my suster het toe sopas 'n gastehuis op die kelders begin dan naby Hermanus. Jo. En toe sê sy vir my, jy moet asseblief hierdie ding oorvat en jy moet hom bestuur. En dit is presies wat ek gedoen het. So ek het 10 wonderlike jare in die gastehuisbedryf gehad en tydens een van hierdie besoeke het André de Waal, wat destyds ek weet nou die toerist, wat was die naam wat hy toch had, ek ken nie die Afrikaanse, maar die South African Tourist Guide Institute. En hy sê vir my, maar hoekom swat jy nie en word 'n toeristigids? Jy het al die kennis, jy het baie gereis, jy's goed met mense. Jy ken die land. Jy ken die land, en toe gaan doen ek dit. Ja, so ek is nou 15 jaar voltyds 'n gids. Wat jy mense rondvat van reg oor die wêreld en dan ook Suid-Afrikaners. Ja, ek reis baie met buitelanders. Ja. Maar ek hou ook daarvan om met die Suid-Afrikaners te reis. Ek het sulke lekker vroue wat so saam met my reis. En dit is groot pret en ek dink jy het van hulle ontmoet. En dit bring ons nou uit by die rede hoekom ek nou spesifiek op hierdie stadium van die resies julle aan die Z wil voorstel. Want julle mag dit dalk nou nog nie besef nie, maar ons kook iets nuuts by in en om Suid-Afrika wat ons noem rondrit met 'n Z aan die einde, né? Ja. En die hele gedagte is dat wanneer ook al ons 'n kans kry om julle oulike toerisme toer of lekker plek in die land te kan wys, gaan ons dit doen. En toe ontdek hierdie vrou dat ek 15 jaar terug het ek busse bestuur vir privaat toere en sy het my genooi op een van haar toere. Ek weet nie hoekom nie. Sy het guts. En sy het my voorgestel aan hierdie groep dames en hulle is voorwaar fantasties. Ja, Ons het verskriklik gelag. baie. Die hele die toere wat ek saam met hulle al gedoen het, is groot pret. So die toer is nie net 'n toer, kom ons doen die toer en is klaar nie. Lyk vir my asof jy begin vriendskappe wat lank hou. Ja, ek is baie geseënd in dit. Ja. Baie. Ja. Ons gaan vir julle dan nou wys in hierdie nuwe reeks van rondrits het ek dan nou saam met IZ gaan rondrits saam met 'n toergroep wat sy nou gehad het wat ons vir die laaste 10 dae mee in Suid-Afrika rondgery het of dan nou spesifiek Kaapstad, Hermanus en die tuinroete wat julle behoort van te weet want ons het lives gedoen al die pad. Ja, jy het. Ja, ek het. Van Kaappunt regdeur tot in die reën by Hermanus tot hierso in die tuinroete en goed. Tot in die Kango-grotte. Tot binne in die Kango-grotte, daar het julle dit. En dit gaan ons met julle begin deel nou. Maar IZ, as julle haar nodig het om vir jou 'n privaat toer te reël, IZ's exclusive tours, julle kan haar op die internet kry. Gebruik haar dienste gerus. Sy weet wat sy doen en dit is vet pret om saam met jou te travel. Baie dankie. En Ja. is vet pret om saam met jou te reis. Ja nee, kyk jy lag 'n bietjie op hierdie toer, hoor, Ja. verseker. IZ, verskriklik baie dankie dat jy saam met my gekuier het. Dit was vir my 'n groot plesier en 'n voorreg en baie dankie dat jy saam met my gereis het. En ek sien uit om vir julle almal te wys die bietjie wat ons aangejaag het. Ja, En wat nog verder kom hierna. Absoluut. IZ, baie dankie. groot plesier. En ons sien julle volgende keer.